Goeiemôre aan almal. Dit is dan 14 Februarie 2026, lesing 89 al van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Vir die nuwe mense, daar is 11 boeke van die Groot Johannes Evangelie, plus 1 boek oor die geboorte van Yeshua, wat dit dan 'n totale eenheid van 12 maak. Ons het nou al die eerste 2 afgehandel en ons is nou by boek 3. En wat dit basies behels, dit behels Yeshua se wandeling op die aarde, elke ding wat hy elke dag gedoen het. En baie keer elke nag, want hy baie keer dwars deur die nag het hy vir die mense gevoed met geestelike kos. En ons wandel nou saam met hulle, ons is eintlik by hulle. Ons verplaas ons terug 2000 jaar gelede toe. En ons neem hierdie kennis in, want dit was die enigste ware profeteskool, met die ware Messias aan die hoof van hierdie skool. En al die leerlinge wat daarby was, dit was nie net 12 nie, daar was op stadiums 'n paar honderd mense wat by hom was en geleer het. En nou dat ons hierdie woorde lees, kan ons onsself ook daarin plaas en indink. Weer is vir die jongetjies moeilik. Toe ons op skool was, moes ons boeke lees en het ons 'n baie sterk verbeelding ontwikkel. Maar mense vandag wat net video's kyk, het nie meer daai vermoë om 'n verbeelding by die woorde of by die verhaal te sit nie. Maar kom ons doen dit en dan is dit vir jou heerlik om elke dag te hoor wat gaan nou gebeur. So ons lees nou hoofstuk 1:6, 'n weersien en kennismaking. Ons was nou redelik lank aan die oewer van die Caesarea Philippi gebied, aan die Galileese See, by Markus, wat nou vir Yeshua en al sy leerlinge herberg gegee. Daar het 'n hele klomp nuwe mense aangekom, en Yeshua gee hier 'n kort opsomming van al die visse wat hy gevang het vir die koninkryk, en waar hy ons dan ook raad gee om ook so te werk te gaan. Toe die nuwe aankomelinge aan land gestap kom en my Yeshua daar sien staan, maak hulle almal dadelik hulle arms wyd oop en trane van vreugde vloei vanweë die weersien met my. Cornelius begroet ook aanstonds sy broer Sirenius en sê: "Ja, as julle hier is, kan ek my maar net buitengewoon verheug om weer eens gelukkig by mekaar te wees." Net 'n kort agtergrond oor Cornelius, want daar gebeur nou iets tussen hom en Yeshua wat baie besonders is. Cornelius was die gouverneur ten tye van die geboorte van Yeshua. En hy het die klomp Herodes soldate weggehou van Yeshua. Hy het vir hulle gemaklik gemaak in die grot waar Miriam geboorte gegee het aan Yeshua. En hy ken hierdie familie al van dat Yeshua net gebore is, want hy was ook daar. En hy het die wonderwerke gesien. En hy as Romein het geweet dat hier 'n baie besondere wese gebore is. En nou is dit 30 jaar later, hy kom groet nou vir Yeshua, want hy weet nie dat Yeshua hulle daar ophou by die meer nie. Nou, ons weet wie Sirenius is, hy's 'n baie magtige man in die Romeinse ryk, tweede onder die keiser, en hierdie twee is broers. So Yeshua was nie net by die gepeupel, soos wat hulle probeer vertel nie. Ryk en vername manne het hom ook herken, en het sy leer gevolg. Vers 3, Faustus, Kisiona en Philippus kan egter vanweë hulle vreugde trane nog geen woord uitkry nie. En ook die dienare is baie verbaas om my weer hier aan te tref. Sirenius vra vir Cornelius wanneer hy van die lot van die stad Caesarea Philippi gehoor het. Die lot was natuurlik dat die stad uitgebrand het. Cornelius antwoord: "Eintlik is dit glad nie aan my deur 'n boodskapper vertel nie, maar ek het maar net 'n sterk vermoede gehad. Gister was dit in alle opsigte 'n skouspelagtige dag.
Ten eerste 'n totale sonsverduistering, wat ons op 'n klaar ligte dag ongeveer 30 tellings lank volkome nag gebring het. Maar teen die aand, toe dit eintlik nag moes word, behaagde die son om nog 'n paar uur langer bo die horison te bly, wat natuurlik by die Judeërs, Grieke en Romeine onbeskryflike opskudding verwek het. En daai son wat stil gestaan het, wat eintlik nie stil gestaan het nie, maar 'n skynson is in die ligspieeling waarneembaar gewees, was direk Yeshua se inwerking. Hy het dit so gewil. En dit het toe chaos in Caesarea Philippi veroorsaak, wat ons nou in die vorige lesings oor gelees het. Maar lyk dit vir my ook by hierdie ander stede. As die teenwoordige owerstes van die Fariseërs, wat nou 'n groot vriend van ons ou Jairus is, nie 'n baie wyse en nugtere man was nie, soos ook sy buurman in Nasaret, sou beide plekke ook 'n prooi van die vlamme kon geword het. Die owerste het die angstige opgewonde volk wat dit gesien het, baie verstandig toegespreek, sodat hulle die uitleg aangeneem het en grootendeels gekalmeer het. Diegene wat te opgewonde was, het ek laat opsluit, gee toe vir hulle die uitleg en het hulle vanmôre alweer vrygelaat. Nou weet ons wat in Caesarea Philippi gebeur het toe die son nou soort van stil gestaan het. Die klomp priesters het dadelik hulle kans gesien en gesê dat die mense offers moes bring. En nie net sommer gewone offers nie, hulle moes alles bring. Al hulle goud, al hulle silwer, al hulle beeste, al hulle skape. En dan sou die gode vir die heidene sou dan tevrede gewees het, en die ou klomp Judeërs, priesters, Fariseërs het gesê, die God van Israel sal dan tevrede wees, en dan sal die aand weer aanbreek, en môre sal weer 'n normale dag wees. En toe lê iemand eintlik die wetenskaplikheid van hierdie verskynsel uit, toe word almal kwaad in daai stad, hulle soek hulle goed terug, en brand toe die sinagoges en die afgodstempels af, maak die priesters dood, jaag hulle weg, en van die priesters het hulle nou hier na Yeshua toe, het hier aangekom, vreesbevange, en ons het in die vorige lesings nou oor die bekering van daai priesters gelees. So dis die agtergrond. Gaan Cornelius voort en hy sê, maar nadat ek in Kapernaum en Vostus in Nasaret die goeie orde en rus herstel het, kom Vostus spoedig uit asem na my toe in Kapernaum, want hy het vanuit Nasaret in hierdie rigting in 'n sterk rooi vuurgloed gesien, en het gedink dat daar in Kapernaum mense was wat handuit kon geruk het. Maar toe hy in Kapernaum aankom, tref hy alles rustig aan. Toe kom hy na my toe en vertel van die sterk rooi vuurgloed. Ek gaan toe saam met hom en 'n groot aantal bediendes die hoogste heuwel van die buurt van Kapernaum op. Daarvandaan het ons wel die rooi gloed altyd beter en sterker gesien, maar geen een van ons was in staat om vas te stel welke plek deur die ongeluk getref was nie. Eers vanmôre vroeg, toe die son maak dat ons die rigting beter kon bepaal, en ek, hoewel veraf, aan die hand van die dik rook kon vasstel, dat dit afkomstig kon wees uit die omgewing van Caesarea Philippi, besluit ek en Faustus om Parmare oor see heen te vaar, en te ondersoek wat hier ten prooi geval het aan die vlamme. Onthou nou, in daai tyd, 2000 jaar gelede, was daar nie kommunikasie soos wat ons nou het nie. Selfs 2 eeue gelede het mense daarom die telegram gehad, of die heliograaf, waar hulle kon van hoogtes af met 'n spieël boodskappe stuur. Hierdie mense het dit nie gehad nie, en hulle het, wanneer hulle so vuur sien, het hulle gedink hulle sal moet gaan help, en dis hoekom hulle gegaan het na hierdie plek toe. Toe ek, Cornelius, by die see kom en 'n skip wou neem, kom ons kies Jona net daar aan saam met Philippus, wat my die boodskap bring, dat hy vanaf 'n aansienlike hoogte in sy berge, duidelik Caesarea Philippi aan die brand sien staan het.
Na die berig wat ook bevestig was deur die heilige siener Filippo, skeep ons onsself vinnig in op die skip van vriendkies Jona en het regstreeks hierheen gevaar, so goed soos dit ondanks 'n teenwind gegaan het. Onderweg oortuig ek my meermale vanaf die Hoë See dat dit Caesarea Philippi was, en ek het in groot angs gesit oor diegene wat hier in die moeilikheid moes wees. En hier het hierdie onverwagte gewyde ontmoeting met die meester van alle heerlikhede, met sy leerlinge en met jou, dierbare broer, my toe oorgekom. Ag, alle angs het verdwyn, want alles is nou heeltemal in orde. So 'n stukkie voorafgaande geskiedenis gewees, hoe hulle nou daar uitgekom het. Maar nou kom ek na u my alles, my grootste vriend, my mees gewyde ewige meester. O my beste vriend Yeshua, kyk hier help al u almag niks teen my oor grote liefde vir u. U moet u nou dubbel en dwars deur my laat omarm. In gedagte het ek dit elke dag wel meermale gedoen, maar tans doen ek dit ook een keer in die tasbare werklikheid. Met hierdie woorde slaan Cornelius sy arms om my Yeshua heen, druk my haas krampagtig aan sy hart, bedek my hoof met warm kusse en trane van diepe vreugde. Nadat hy op hierdie wyse uiting gegee het aan die drang van sy edele hart, laat hy my saggies weer los en sê diep ontroerd: Majesteit, Meester, Elohim en Skepper van die geestelike en materiële oneindigheid, beveel my tog iets goeds wat ek nou moet doen. U ken tog my hart. En dit is eintlik verstommend dat Cornelius hom voluit geken het en geweet het dat die almag van die almagtige Vader Jahwe teenwoordig was in Yeshua se liggaam. En hy het dit wel van geboorte af gesien, want sover ek onthou was hy teenwoordig toe Yeshua uit die maagd, uit die geboortekanaal kom, het 'n groot lig die grot ingegaan, en die lig het by die kind ingegaan en nooit weer uitgegaan het. Dit was die teken dat die volheid van die gees van Jahwe nou in Yeshua was. En dit was ook Cornelius wat met sy broer Sirenius dit bewerk het, dat die familie, Josef, Miriam en die kinders, daar was nog 'n paar seuns saam met Yeshua, dat hulle Egipte toe kon vlug. Sirenius het vir hulle 'n boot beskikbaar gestel, hy het vir hulle in daai dorpie in Egipte, Ostracine, het hy vir hulle 'n huis buite die dorp gekoop, eintlik sal ons sê soos vandag 'n plot, waar hulle kon beeste aanhou, skapies en groente plant vir hulle. So hierdie mense wat ons nou van lees, al is hulle Romeine, het baie diep verhouding gehad met Yeshua en met die gesin van Josef. Maar ons is, soos gesê, ons is nou 30 jaar later. Nou sê Yeshua vir Cornelius: jy ken my hart ook. Doen wat jou hart jou ook maar in my naam sal sê. Dan het jy vir jou en vir my genoeg gedoen. Omdat jy my hier egter deur die drang van jou hart met krag na jou toe getrek het, soos niemand dit nog gedoen het nie, sal ek ook jou ook nog op hierdie aarde kort na my verheerliking, nog op aarde kort na my verheerliking, op 'n ander wyse met krag na my toe trek, waardeur nog jy, nog 'n lid van jou huis, die liggaamlike dood sal sien, voel of smaak nie. Wat 'n wonderlike belofte vir Cornelius, dat hy die volle wedergeboorte op aarde sou ervaar en ook sy liggaam sou verheerlik, sodat hy direk sou kon oorstap na die geestesryk. Hoekom hierdie gedeelte vir my so belangrik is toe ek dit nou vooraf gelees het? Wie van ons het nog ooit vir Yeshua in gedagte so tegemoet gegaan? Waarlik vanuit ons hart, dat ons hom omhels, soos 'n broer, soos 'n vriend, soos 'n vader, en ons harte vir hom aanbied.
Kom ons lees wat sê hy verder van hierdie daad. Jou, Cornelius se liefdesbetuiging, het my tot in my diepste innerlike bly gemaak. En daarmee het jy my iets gegee, waarvan die ewigheid tot op hierdie oomblik geen tweede voorbeeld ken nie, behalwe soos van klein kinders, wat die Vader vroeër herken as die volwassenes. Maar laat jou nou ook deur my omarm. Cornelius antwoord huilend van vreugde, Majesteit, Meester en Elohim, so 'n gewyde barmhartigheid is te groot vir my, en dit is ek in ewigheid nie waardig nie. Yeshua sê vir hom, wel dan maak ek jou waardig, kom dus maar na my. Cornelius kom maar na my toe en ek, Yeshua, omarm hom. Dit maak dat hy hart begin te huil en te snik. En baie dink toe dat hy iets moet keer, omdat hy so huil. Maar hy vermaan hulle en sê, kalmeer maar, ek maak keer niks. Dit oorweldig my net, en die vreugde veroorsaak hierdie trane. Dan kom Kisiona na my toe en vra my baie treurig, o meester, dink jy ook nog aan my, en is jy nie kwaad vir my? Yeshua sê vir hom, broer, hoe kan jy dit nou vir my vra? Jy hou van my bo alles, en ek hou net soveel van jou. Wat wil jy dan nog meer? Herinner jy jou dan nie meer dat ek in vertroue aan jou gesê het, dat ons tot in ewigheid vriende en broers sal bly nie? En kyk, dit wat ek gesê het, geld wat my betref vir ewig. As jy ook bly is, sal dit wat jou betref ook vir ewig geld. En daarby moet dit bly. Is jy nie daarmee tevrede nie? Kisiona sê, o meester, daarmee is ek baie tevrede, en ek is onuitspreeklik gelukkig om weer eens 'n gewyde woord uit u heilige mond te hoor. Ek sê aan Kisiona, jy sal daar nog baie hoor, maar kyk nou eers na die 50 fariseërs, dan sal jy daar 'n aantal herken, wat aanwesig was, by die belangrike gebeurtenis wat hom by jou afgespeel het. Kisiona, Cornelius en Faustus bekyk die 50 aandagtig, en Kisiona, wat 'n baie goeie geheue gehad het, ontdek dadelik 8 manne, wat ook tydens die groot transport deur die gebergte aanwesig was, en sê toe, so, wat doen hulle hier? Is hulle hier as gevangenes, omdat hulle miskien by 'n nuwe transport of 'n ander skurkestreek betrap was? Onthou, ek vat julle nou terug na baie lesings toe, is dat hierdie groot transport was die fariseërs wat 'n klomp mense ontvoer het, vrouens en kinders, en geweldige klomp skatte gesteel het van die volk, en nog 'n grot in 'n berg geroof het van goed wat oneindig werd was, en wat eintlik behoort het aan die Romeine. En Yeshua het hierdie hele ding laat bewerk, sodat daai goed teruggevind is. Daai mense is toe nie gestraf nie, hulle is toe laat gaan. En nou sien hy 8 van hulle hier, en hy dink, wel, hulle is seker besig met 'n ander tipe van bose daad. Yeshua sê vir hom, niks daarvan nie. Die nason van gister, en die daaropvolgende brand van die stad, waaraan hulle sekerlik self die meeste skuld aangehad het hulle in ons hande laat val, en hulle is nou heeltemal aan ons kant, en is wettige Romeinse burgers. Want sien jy, ek is al ongeveer 7 dae hier, en dit maar net omdat hier goeie visse is. Hier vang 'n mens die beste vis uit die natuurlike see, en daarby ook die voortreffelikste geestelike visse uit die geestelike see. En ons het hier gedurende hierdie tyd al werklik 'n baie besiens en gedenkwaardige oes ingebring. Kyk eers na hierdie 50. Hulle is die vangs van vandag, en daar is geen sieke daarby nie.
Verderop sien jy nog 'n groep van 30, ook fariseërs, almal kerngesond, die vangs van gister. Dan sien jy daar aan 'n tafel 12, ook heeltemal gesond, ook 'n vangs van gister. Daar by die tente sien jy daar nog 5 van baie goeie kwaliteit, ook van gister. Sê my of dit geen goeie werk is nie. Nou sê Jona, ja, helaas, as hulle almal gewen is, sal hulle groot hulp wees vir u verkondigde ryk van Elohim op aarde. Veral omdat hulle byna almal tempeldienaars blyk te wees, waarvan die oues baie moeilik hervormbaar is. Dit is natuurlik wel so, dat as hulle eenmaal hervorm is, hulle ook rotsvas daarvan oortuig sal wees. Want daar sien ek ook die brawe burger Ebal uit Genesaret, met sy dogter, hoort hy ook tot die vangs. Ek sê, Joshua sê, sekerlik, maar hy het al by die groot visvangs in Genesaret, saam met sy hele huis, in ons net gekom. En die meisie was daarby een van die waardevolste visse, sy was maar 12 jaar oud. Vir haar sal jy wel nog beter leer ken, en jy sal baie vreugde aan haar beleef. Wat betref sielewysheid en suiwerheid van hart, is daar maar baie weinig hier, wat hulle met haar kan vergelyk. Hierdie getuienis gee ek die meisie. Wil jy nog 'n beter en geloofwaardiger een hê? Ek wil net teruggaan na ons geestelike verklaring van hierdie meisie. In die vorige lesings het ons duidelik gesien dat sy 'n profetiese heenwysing is na die dogter van Sion aan die eindtyd. En dit is hoekom dit so belangrik is om dit wat deur jare gedoen en gesê word, nie net fisies te lees en te vergeet nie. Dit het 'n profetiese waarde vir ons vandag. En Joshua gee hierdie wonderlike getuienis van haar. Nou sê Jona, o meester, u getuienis is die beste, maar ek sal myself daarom verheug om met hierdie meisie 'n gesprek te begin. Faustus sê dan Farahand aan my, want daar staan so waar koningstente, die ou man is heeltemal soos 'n koning gekleed, so ook die jong man, wat hom nou met die jong vrou besig hou, behoort hulle ook by die vangs vir die hemel van liefde en lig. Joshua sê vir hom ongetwyfeld, hy is 'n koning uit Pontus. Sy ryk is groot en hy het sy volk baie wys bestuur deur wette, wat wel matig is, maar tog uiters streng gehou moet word. Hy verstaan egter dat 'n mens, as 'n mens se volk heeltemal gelukkig wil maak, eers self die waarheid en die enige ware Elohim moet ken. Hy het op weg gegaan en suidwaarts getrek, dit is vanaf langs die Swart See, omdat hy gehoor het dat hierdie kennis net in Jerusalem te vinde is. Op die reis het hy hierdie binnensee aangekom, by hierdie binnensee aangekom en wou dit oorsteek om Jerusalem te bereik. Deur die sonsverduistering van gister het hy egter groot gevaar beland, waaruit ek hom deur my engel laat red het en hierheen laat bring het. Daarom is hy nou hier. Hy en sy dogter Helena het slegs met die noodsaaklikste bedienis hierheen gekom. En ek wil julle net herinner wat het gebeur, hoekom hulle so gevaar beland het, is dat die ou klomp bygelowige seeliede, die matrose, het geglo dat as jy 'n sonsverduistering kry en jy gooi nie iemand van die boot af in die see nie, en hulle het hulle oog gehad op, ek dink haar naam is Helena, die dogter, en dit het toe nie gebeur nie. Die jong koning was egter eers 'n opkomende tempeldienaar, dit is nou Mattheel, en moes as 'n baie talentvolle mens in die wêreld die missie gaan bedryf. Op die grens tussen Judea en Samaria
val hy met nog 4 metgeselle in die hande van rowers en word gedwing saam met sy metgeselle om hulle medepligtiges te word. Dit het soveel woede en vertwyfeling by die 5 veroorsaak, dat hulle siele diep in hulle gees verberg het. Hulle liggame word toe deur die uiters hardnekkige uit die hel afkomstige kwaai geeste volledig en aktief in besit geneem. Alleen 'n groot Romeinse patrollie was in staat om die 5 duiwels, soos die volk hulle genoem het, te oorweldig. Alleen onder baie sterk bewaking en swaar geketting kon hulle eergisterand hierheen gebring word. Volgens die streng Romeinse wette het daar in Sidon alleen maar die pynlikste doodstraf gewag. Nou hierdie is nie 'n begrip wat die kerke vir ons mense leer nie, dat dit so erg kan gaan, dat die siel haarself heeltemal begrawe in die gees, en 'n Satans gees neem van hierdie liggaam besit, en doen alles met daai liggaam net wat hy wil, wat natuurlik baie, baie boos is. Ek het laas nag 'n kort video gekyk van die persoon in die skool, kind, wat 30 ander kinders geskiet het, 10 daarvan doodgeskiet het. En toe wys hulle hierdie kind hoe hy so besete lag. En jy kan duidelik sien dat hierdie kind, as gevolg van wat aan hom gedoen is, hy 'n absolute houer van die bose geword het. Hy was een van hierdie transkinders. Al van kleins af het sy ma en pa en die onderwyseres hom gehelp en hom van 'n mannieksientjie verander na 'n dogtertjie en allerhande hormone ingespuit het en operasies gedoen het. En in hierdie totale swak en ver van Vader verwyderde wese het Satan ook kom nestel, en 'n demoon of demone het vanuit daardie liggaam het hulle hierdie verskriklike moord in daai skool gepleeg. En daarom is dit vandag belangrik vir ons dat ons onsself sal apart stel van sulke mense, want anders kan ons so maklik die prooi word van so 'n daad. En dit is nie nou net 'n skoolmoord nie, of een uit sommer net 'n klomp gevalle nie. Omtrent al hierdie gevalle is mense wat heeltemal buite die orde beweeg het van Vader. As jy as 'n seun of 'n dogter gebore is, dan bly jy in daai orde. Dit is die orde van Vader vir jou. En dit is die orde waarin jy gaan wees in die hiernamaals. En as jy hierdie orde wil verander, wat moet Vader nou met jou maak aan die ander kant? Want jy wil nie sy orde hê. Dan gaan jy maar na al die wanordelike, chaotiese mense toe. En hulle bevind hulle in duisternis, nie in lig nie. So, dit is wat met hierdie arme Mattheel gebeur het, maar omdat Joshua by was en gesien het wat gebeur het, het hy hulle verlos van daai verskriklike bose geeste. Ons het dit behandel in die vorige lesings. En nou het hierdie Mattheel het 'n wonderlike getuienis vir Joshua geword. Alhoewel hy ook voorheen, voor hy 'n rower geword het, 'n tempeldienaar was. Ek het egter hulle siele en hulle gees gesien, het hulle liggame gesuiwer van die bose helse geeste. En nou kan jy met hulle praat om jouself te oortuig met watter geesteskinders jy te doen het. By name Mattheel, tans die eggenoot van die dogter van die koning, en wat nou self onderkoning is, 'n mens waarvoor elke aardbewoner respek moet hê. Hy is vir sover dit tot nou toe moontlik was, heeltemal geestelik wedergebore, en sal 'n bekwame werktuig vir my wees teen die heidene van die uitgestrekte noorde. Dit is daai lang Pontus teen die Swartsee. As jy met hom praat, sal jy self ondervind hoe groot
sy gees is. Cornelius vra, maar meester, wie is dan die seun? Nie Josua wat ons reeds uit Nazareth ken nie, maar die ander wat nou juis met die meisie praat. Joshua sê, hy is die engel waarvan ek julle so baie vertel het, dat hy gister die ou koning en sy dogter gered het. Hy is nou al byna 3 weke onder die sterflike mense, en ek het hom spesiaal as opvoeder vir die meisie gegee. Maar nou staan hy ten dienste van elkeen van myne. Philip vra, wie is nou ons gasheer hier en hoe heet hy? Joshua sê, hy is 'n Romeinse veteraan, 'n baie troue en waarheidsliewende siel. Hy het 6 kinders, 2 seuns en 4 goeie, liewe, gehoorsame dogters, en ook 'n voorbeeldige, brawe vrou, wat maar net doen wat haar regverdige man sê. Nou, hier is 'n goeie les vir julle vrouens hoor. Lees daai paragraaf weer. Maar daar's 'n sleutel, die man moet regverdig wees. Hy moet die priesterampt ingeneem het en alles aan Joshua hê. Daarom het ek dit ook goed gevind om nou by hierdie voorheen baie arm familie my huidige intrek te neem. So kan julle dan sien dat die 8 mense vir honderde 'n middagete klaar gemaak het, wat vir julle almal baie goed sal smaak. Kyk, die ou herbergier kom al na ons toe, om aan te kondig dat die middagmaal gereed is. En al die wonderlike kos en etes wat Joshua altyd so in detail bespreek, het eintlik te doen op die geestelike vlak van die middagmaal wat hy vir almal aanbied deur te praat en wonderwerke te doen. Maar daarmee saam kry hulle dan die wonderlikste kos wat hoofsaaklik uit brood, vis en wyn bestaan het. Alhoewel ook op plekke van baie ander dinge ook. Want die Romeine het ander kos geëet as die Judeërs. Maar Joshua het oral deelgeneem aan die voedsel. En hy het dit vir hulle rein gemaak as dit dalk onrein was. Want hy kan. Mense het altyd 'n argument daaroor. Hy kan dit doen as hy wil. Maar die Judeërs van daai tyd was baie bekrompe. Hulle sou byvoorbeeld nie koue vis geëet het nie. As die vis gaar gemaak is, dan moet jy eet terwyl dit nog warm is. Toe het Joshua hulle gewys, toe het hy gesê, kom, sprinkel sout oor en suurlemoensap, dan is hierdie vis weer lekker. Eet dit. Toe het hulle nou teensinnig dit ook so begin eet. En dieselfde met voorbereiding van ander voedsel wat Joshua hulle geleer het hoe om dit te doen. Nou ja, daar is nou 'n redelike klompie geskiedenis in hierdie stuk gewees, maar daar is ook baie wonderlike lesse. En as jy 'n behoefte daaraan het vanaand, en jy lê in jou bed, en jy dink aan Joshua, dink aan sy kruisiging, dink aan wat hy vir jou gedoen het, dat hy alles opgeoffer het, om jou en my te red. En omhels hom dan in die gees, soos wat Cornelius dit gedoen het. En Joshua sal dit terug doen met jou. Jy sal van 'n ervaring in jou binneste gewaar word, wat jy nog nooit gevoel het nie. En dit is die eintlike ware verhouding wat ons moet hê met Joshua. Verhouding van die hart en nie van die kop. En dit is 'n klein trek wat ons moet hê, 300 mm ongeveer 'n liniaal, van die kop tot by die hart, maar dit is 'n trek, 'n groot trek, wat ons baie keer ons hele lewe vat, om daar uit te kom. Wat nie nodig is nie. Dit kan in een dag gebeur. So, laat ons die woorde ter harte neem, en ons gaan dan weer Woensdag verder met die lesing. Baie dankie. Die ene buite